'n kampvegter vir vletjieblassers sê sistemiese probleme wat Babita Deokaran blootgelê het, is nie getakel nie. En nog uitbrekings van back en closure word bevestig. Goeiemiddag, my naam is Carla Burg en hierdie is jou Afrikaanse nuus vir die 10de Desember. 'n Kampvegter vir vletjieblassers, John Clark, sê die land het die sistemiese probleme wat Babita Deokaran blootgelê het, nie getakel nie. Clark het by die eerste Babita Deokaran gedenklesing in Bellville, Kaapstad gepraat. En die geleentheid is deur die Universiteit van Stellenbosch se teenkorrupsiesentrum vir onderwys en navorsing gereël. Deokaran is in 2021 voor haar huis in die suide van Johannesburg doodgeskiet, nadat sy ongeruimthede by die Tembisa Hospitaal blootgelê het. Clark sê, Suid-Afrikaners ly aan gierigheid, selfs teen die koste van ander mense se lewens. Die Departement van Landbou in Limpopo sê back en closure is in 3 nuwe gevalle in die provinsie bevestig. Die uitbreking is in die Kuwe-Makonde gebied buite Thohoyandou, in Vivo buite Louis Trichardt en by Leeupoort en Witlip in die Molemole munisipaliteit gebied aangemeld. Die departement sê die gevalle word deur die staatsveeartse ondersoek en bestuur. Alle gebiede wat geraak word is tans onder kwarantyne geplaas. Die landbouorganisasie TLU Suid-Afrika het intussen gesê die uitbreking van back and closure reg oor die land, veral in dele van die Vrystaat, plaas toenemende druk op plase. Die voorsitter van TLU SA in die Vrystaat, Bertus van der Westhuizen, sê boere binne die 10 km kwarantynezones word tot stilstand gebring, omdat geen vee verskuif mag word totdat die gebied vry van siektes is nie en verklaar word nie. 'n 58-jarige man, Mark Allen Geralds, is gisteraand in Florida vir die moord op Teresa Pettibone in Februarie 1980 tereggestel. Geralds was 'n skrynwerker wat 'n jaar voor die aanval opknappingswerk by haar huis gedoen het. Dit was die 18de teregstelling in Florida hierdie jaar, wat dit die mees nog in 'n Amerikaanse staat maak. Pettibone is tydens 'n huisinbraak doodgesteek en haar 8-jarige seun het op haar liggaam in hulle Panama City woning afgekom. Ondersoekers het bevind dat Geralds op die middag van die aanval juweliersware met Pettibone se bloed daarop verpan het en plastiek kabelbinders wat hy gebruik het om haar vas te maak, is ook toe in sy besit gevind. En om hier af te sluit, nog 'n stukkie internasionale nuus vandag. Australië het vandag die eerste land geword om 'n minimum ouderdom vir die gebruik van sosiale media in te stel. Dit sluit onder meer platforms soos Instagram, TikTok en YouTube in, waarop toegang vir meer as 1 miljoen rekeninge voortgaan om verbied te word. Die besluit sal na verwagting wêreldwye regulering meebring met 10 van die grootste platforms wat Australiëners onder die ouderdom van 16 nie meer mag gebruik nie, of beboet gaan word met R562 miljoen. Die wet het kritiek gemaak by groot tegnologiese maatskappye en voorstanders van vryheid van spraak, en dit is nou ontlok, maar ouers en organisasies wat vir kinderregte opstaan, verwelkom die besluit. Regerings van Denemarke tot Maleisië beplan om nou soortgelyke stappe te implementeer. Ek is Carla Burg en dit is jou nuus vir vandag. Ons maak môre weer so.